Terwille van die opname, is Dominee Frans Joubert van Lewende Hoop, wat met u gesels op 23 Februarie 2025. Ons tema is die nuwe verbond en hierdie is deel 3. En ons gaan later praat oor wat is die les van Moses en die rots. En onderliggend is die hele tema, ons praat oor die boek Hebreërs. Kom ons bid saam. In hierdie oggenduur van 'n heerlike dag, na oorvloedige reëns kom buig ons voor in aanbidding voor U. U as ons almagtige Vader, U as ons skepper verlosser in Messia Yeshua. En U as ons trooster Jaroeg, wat ons vul en bemagtig. Maar die baie reën is as ware vir ons 'n voorskou van die laat reëns wat U besig is om uit te stort oor ons en U ware gelowiges. Dat U besig is om dit uit te giet oor ons en ons neem dit aan en ons is opgewonde daarvoor. Abba, baie dankie, ons prys U naam. Daar is 'n juiging in my hart omdat ek weet U het dit beloof en daarom sal dit so wees. En is dit besig om plaas te vind. En mag die Gees ook dan oor ons en deur ons gaan vandag en ons vul, dat dit oor ons waai. Laat U ons vul met U teenwoordigheid en laat ons waarlik sal hoor en sal sien. Amen. Hierin gee ons ook erkenning aan verskeie predikers met hierdie aanbieding, wat dieselfde oortuigings huldig en dieselfde sienings het oor die nuwe verbond. Nou met ons vorige 2 aanbiedings het ons gekonsentreer om aan U vanuit die skrif te toon. Asook met syferwaardes, oftewel gematria te bewys, wetenskaplik, dat Yeshua is Yahweh en Yahweh is Yeshua. En dit is ook Jaroeg, dat ons Elohim in ons Godheid een wese is. 'n saamgestelde eenheid wat op verskillende maniere manifesteer. En dan wil ons herhaal, hy is 'n verborgenheid soos 1 Timoteus 3 vers 16 dit stel. Dat hy vir ons sy liggaam in Yeshua kom wys het. En dan het ons ook aan die begin toon dat Yeshua is ook ons nuwe verbond. En dat hy vir ons 'n nuwer en 'n beter verbond kom gee. En dit is met die doel om die opdrag van Matteus 10 vers 8 te kan volvoer en daarin te opereer. Ne? En dat ons dan die getuienis sal hê van Markus 16 vers 17 en 18. Maklik om te onthou, 16, 17, 18. Ne? Wat staan daar? Dat siekes gesond sal word. Ne? Dat duiwels uitgedryf sal word. En dan het ons die boek Hebreërs so 'n bietjie in detail begin behandel. Want ek het agtergekom, as jy dit nie verstaan nie, het jy groot moeilikheid oor die nuwe verbond. Dit is waarskynlik omdat baie mense dan nog eintlik vashou of deels vashou aan die ou verbond en aan die oorleweringe vasklou en nie in genade leef nie. Yeshua se uitspraak was in Markus 7 vers 13: "So maak julle dan die woord van Elohim kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het. En dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie." Mense wat die boek Hebreërs verwerp of teenstaan, of erger nog, vir Paulus verwerp, is gevestig in die ou verbond, en verkeer steeds en staan dan gebuk onder die wette en die verordeninge. Nou baie gelowiges probeer die ou verbond met sy wette, en die nuwe verbond met sy genade meng. En dit pas nie. Die ou verbond was onvolledig, want anders sou Vader nie 'n nuwe verbond gegee het. En ons kan nie in beide van die verbonde te gelykertyd lewe nie. Nou ek weet, hierdie stellings gaan ongelukkig dadelik baie mense aanstoot gee, wat hierna gaan luister. Weet dat ons nie die ou verbond en sy wette afskryf of meer wegdoen nie. Moet ek dit herhaal? En dit klink soos 'n parodie. Ons skryf nie die ou verbond en sy wette af of doen daarmee weg nie. Dis net, ons leef nie meer daaronder nie, maar ons probeer leef onder die nuwe verbond.
Die ou verbond se hoofdoel was die heenwysing na Messia, na Yeshua. En nou dat hy reeds gekom het, asook dat die Heilige Gees reeds uitgestort is, leef ons onder die nuwe verbond. Daar is baie genade en wysheid wat mens put uit die ou verbond. Maar goddank, ons hoef nie meer onder die vloek van die ou verbond te leef nie. Want as jy een wet sou oortree, is dit ikabod met jou. Hebreërs 1 vers 3b sê, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan of as die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou hierdie begrippe word vir ons later herhaal in Hebreërs 10, ons sal miskien daarby uitkom. Wat ons in bogenoemde vers moet raak sien, is dat Yeshua het net eenmaal die reiniging van ons sondes bewerk. Hy gaan nie weer sy bloed laat stort, of weer aanwend nie. En ons sal later die vooruitskouing hiervan in die ou verbond sien, met Moses en die water uit die rots. En ons sal dit dan 'n bietjie vlugtig bekyk. Nou wil ek vir u sê, dis nie 'n outomatiese proses vir ons almal nie. Maar terwyl dit beskikbaar is vir elkeen van sy volk, is dit steeds jou en my keuse om dit in geloof aan te neem. Hoe kan ek sê, dit moet gemeng wees met geloof in hom, in sy vloekhoutdood, in sy opstanding, en die uitstorting van sy Heilige Gees. Baie mense hak net by die vloekhout vas. En ek ty ouens dra tot 'n kruis om die nek. Nou ek weet nie hoekom wil jy 'n moordwapen om jou nek dra nie. Hulle hak net vas by die dood. Maar daar's 'n opstanding en daar's 'n uitstorting van die Heilige Gees. Daar's 'n hemelvaart voor dit, né? Ek en jy moet sy genade as ware in geloof verwerf of toegang vind daartoe deur geloof. Want hoe sê die skrif? Slegs geloof behaag Jahwe. Yeshua het reeds daardie eenmaal klaar en finaal sy bloed vir ons gestort en versoening gedoen en hy het sy deel klaar gedoen. Hoekom lê ek so klem daarop? Want dis baie van ons volksgenote wat nog vasgelammers lag. Dit is 'n ondenkbare saak in Vader se oë. Hy het sy deel klaar gedoen. En ons gaan dit nie weer doen elke keer wanneer ek nou Sondag of droog maak of iets verkeerd doen nie. En ons gaan in hoofstukke 9 en 10 later van tyd daaroor meer uitbrei. Nou in vers 3 sien ons dat daar staan dat hy gaan sit het. Wat beteken dit? Dat hy het klaar gedoen. Hy het afgehandel. Wanneer jy op jou voete is, dan werk jy nog, né? Maar as jy nou gaan sit, beteken dit jy gaan nou eintlik rus. Dis afgehandel. Soos wat hy dit aan die vloekhout gestel het, dit is volbring. Die Engels sê, it is finished. Hebreërs 1 vers 4 sê, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Miskien nie so lekker vertaal nie, maar ons lees dan in die Ou Testament dat die meeste van die Ou Testament was bedien deur engele, terwyl die Nuwe Testament eintlik net deur Yeshua bedien is. Want hy is ver bokant en superieur bo die engele, bo almal. Hebreërs 1 vers 5. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En dis basiese aanhaling van Psalm 2 vers 7. Ek wil vertel van die besluit, Jahwe het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer. En dit word ook aangehaal in Handelinge 13 vers 33. Soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Nou, presies 3 keer kom dit in die Bybel voor, so dit is baie belangrik. As 'n saak 2 of 3 keer voorkom, baie belangrik. Daar word met hierdie woordjie gegenereer, nie op sy geboorte gedui, soos wat baie teoloë en mense beweer nie, maar eintlik op sy opstanding, toe hy 'n verheerlikte liggaam gekry het. Toe is Yeshua weer vol Elohim, want hy was Elohim met die liggaam om hom
hoe kan men sê, te verskans, né? Toe hy sy verheerlikte liggaam gekry het, is hy geregenereer. Nou hierdie vader en seun gedeelte kom van die belofte aan Abraham en Dawid as die enkelsaad soos genoem in Galasiërs 3:16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad, dit is Messias. Nou hierdie belofte aan Dawid was vir hom ook as 'n vader, dat hy 'n seun met 'n hoofletter in sy nageslag sou hê, naamlik Messias Yeshua. Hebreërs 1:6 sê, en wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van Elohim moet hom aanbid. Weet jy, net hierdie teksie alleen sê vir ons iets baie belangriks, né? Ons weet die ou verbond noem, dat ons net Jahwe Elohim alleen mag aanbid. En dit word ek ook herhaal paar keer in die nuwe verbond, né? In vers 6 bevestig, dat met Yeshua se geboorte, as jy ook nou die evangelies gaan lees, dat die engele hom, Yeshua, toe hy nog 'n baba was, as 'n baba, as 'n superieure wese, moet aanbid. Wat dui op homself as Elohim wat vlees geword het. Kan jy dit insien? Die engele het hom kom aanbid. Hulle het kom lofprys, hulle het kom juig, want dit is die eerste keer wat hulle Elohim kon sien, want hy was gees, al die tyd. Hulle kon hom nie sien nie, né? Ons aanbid iemand wat in hoër gesag staan. En dis die punt wat eintlik hier gemaak word. Gaan lees ook Openbaring 19 vers 10 en 22 vers 8 en 9. Nou, interessant in die Bybel lees mens, daar was engele wat aanbidding vir hulle self geweier het. Daar's 'n paar plekke wat mense neergeval het, en 'n engel wil aanbid, dan sê hulle nee. En dit bevestig dat ons Elohim alleen moet en mag aanbid. Nou gaan lees ook Lukas 2 vers 11 tot 14. In Hebreërs 1 vers 7 staan daar, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlam. Nou daar's 'n teks wat amper so klink, en dit klink of Psalm 10, 104 vers 4, verkeerd aangewaar word. Hier word sy boodskappers, sy engele, soos winde wat sy dienaars help. En die Psalm stel dit eintlik andersom. Wie dit al ooit raak gelees? Kom ons kyk, Psalm 104 vers 4, wat van die winde sy boodskappers maak, en van die vuurvlamme sy dienaars. Nou hierdie engele as boodskappers is dienende geeste, soos winde kan men sê. Sien later ook Hebreërs 1 vers 14. Kom ons lees vers 8 van Hebreërs 1. Maar van die seun, u troon oor Elohim, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Sien nie almal dit raak, dat Elohim hier die seun Yeshua ook Elohim noem. Bietjie weggesteek. Maar as jy die teks gaan oordink, dan sien jy, Elohim praat hier van die seun, en hy noem hom Elohim. Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat, daarom het o Elohim, u gesalf met vreugdeolie, bo u metgesel. Weereens, hier is dit Elohim die Vader, Jahwe Elohim, wat die seun Yeshua ook Elohim noem. En daar's baie skrifte wat noem, dat Elohim is een. Die Hebreëse woord, soos in die verlede gesê, Echad, wat ook vertaal kan word met saamgestelde eenheid. Kom ons lees Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, Jahwe, ons Elohim, is 'n enige Jahwe, staan dit in ons Bybels vertaal. Daar moet eintlik staan, een Jahwe, Echad. Dis wat in die Hebreëus staan. Want ons aanbid nie verskeie en allerhande gode nie. Daar's net een Elohim. Maar ons lees duidelik dat die Vader as Elohim ook die Seun Elohim noem. Want Elohim manifesteer, en julle moet mooi hierdie ding verstaan, hy manifesteer dispensasioneel. Wat beteken dit? In 3 tydvakke. Maar hy
Hy manifesteer ook funksioneel in 3 onderskeie, en ek wil eintlik nie so noem nie, maar soos die algemene wêreld dit lees, 3 persone, of met respek gestel as 3 forme van homself. In die ou verbond is dit die Vader. In die nuwe verbond met Yeshua op aarde, is hy Yeshua, die Seun, Elohim se liggaam wat hy vir ons kom wys het. En dan verder in die 3de dispensasie, waarin ons nou aan die eindtyd daarvan leef, is hy die Heilige Gees, in hierdie 3de tydvak, of in hierdie 3de funksionaliteit. Kan jy dit sien? 3 tydvakke, 3 funksies. En almal is net so Elohim, dis een Elohim. Wanneer het ook gestel, as ons oor die Heilige Gees praat, daar waar met Ananias so 'n bietjie 'n geskil was, in Handelinge 5 vers 4b, vra hulle vir Ananias, waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir Elohim. Die Griekse woord is theos. En hier vervolg Petrus en hy stel dit, dat Elohim is die Heilige Gees. Kom ons lees 5 vers 9a. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van Jahwe te versoek? Kan julle sien? Dis Elohim. Hier noem Petrus die Heilige Gees ook Elohim. Nou ons kan dit met ons menslike verstand probeer uitredeneer nie. As 'n voorbeeld wat teoloë baie keer gee, dat water kom in 3 forme voor. Water is as ys, dis amper 'n vaste stof, né? En water in sy vloeibare medium wat ons kan drink, en dan is dit ook stoom of damp as 'n gas, né? Of mistigheid. Ons almal ken dit. Dis steeds alles water. Hierdie 3 forme van die water kan egter nie op dieselfde tyd as dieselfde klompie materie bestaan nie. Dis of ys, of water, of stoom. So eintlik val hierdie vergelyking ook plat. Want Elohim is nie beperk nie. Hy is soveel groter as wat 'n mens kan bedink. En sy gees is nie beperk tot sy liggaam in Yeshua nie. Die probleem is dat elkeen van ons as mens probeer hom sien, ons wil die godheid in 'n menslike vorm sien en so oor hom dink. Want dis juis omdat hy as Elohim ook 'n mens geword het en in die vlees kom wandel het. Dis eintlik iets onbegrypliks vir elkeen van ons. Weer by herhaling, Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad, en daarom het o Elohim, u gesalf met vreugdeolie bo u metgesel. Ons het 2 plekkies vir u daar ingekleer, wat ons 'n bietjie klem op wil lê. Hier baie duidelik word die Seun Yeshua deur die Vader ook Elohim genoem, soos gesê, en ons sien dat hy het geregtigheid lief en haat ongeregtigheid of dan sonde. Nou ek wil 'n algemene stelling maak, want ons het nou weer hierdie week met die goed te doen gekry. Daar's Christene in duisende kerke, en baie van die kerke, selfs soos die susterskerke waar baie van ons groot geword het, wat vandag goed soos homoseksualisme probeer goed praat, en valslik Yeshua se genade daarvoor voorhou, want ons gaan 'n bietjie praat oor genade ook, né? Dis vals. Elohim haat steeds sonde. Hy haat dit steeds. En weet verseker, hy haat al hierdie sogenaamde, ek weet nie of daar Afrikaanse woord daarvoor is nie, hierdie woke gemors. Sodom en Gomorra was onder andere daarvoor vernietig. Maar ek wil tog iets uitlig oor Sodom en Gomorra. In Sodom se verhaal wys dit dat daar ook inteling met die magtiges en die reëse van die tyd voorrang geniet het, om dan die nageslag sogenaamd beter te kan beskerm. As jy reës vir 'n paad, gaan niemand met jou kom peter. Hoor jy wat ek sê? Ja. En weet jy wat, dis eintlik niks anders as prostitusie. Ja. Om mag te verkry, asook dan beskerming, deur huwelike met sogenaamde magtige manne nie. Dis eintlik die sonde van Sodom en Gomorra. En is dit nie maar soms, of dan baie keer, vandag ook die geval.
Ek weet van baie vroue wat trou met mans met baie mag en geld en nie verliefde nie. Om dan eintlik vir hulle nageslag 'n beter toekoms te kan verseker. Weet jy wat? Dit is steeds prostitusie. Dit is net Sodom en Gomorra in 'n ander vorm, wat hulle dan in gerief kan leef, want die man het baie mag. Lees weer Genesis 18 vers 20 en 19 vers 25. Daardie perversiteite is 'n gruwel voor Elohim en vers 9 bevestig dat Joshua dit steeds haat. Dis nie opgehef nie. Jy kan nie sê genade en genade en enige iemand wat beweer Joshua se genade oordek hierdie ongeregtighede of hy sien dit oor of dat hy dit sogenaamd goedkeur en as jy ook goedkeuring na hom verleen is jy ook in die moeilikheid, né? Soos homos op kansels toelaat, né? Of sulke goed soos lesbiese huwelike kondoneer. Iemand het die week vir my gevra, mag hulle maar trou, want hy het nou 'n neef en 'n niggie, of die neef wil nou met 'n ander neefie trou, of die niggie met 'n ander, en ek kan nie onthou. Ek net sê, ek wil daar niks meer te doen nie, ek gaan jou eens antwoord nie. Gaan lees jou Bybel, dis sonde. Punt. Né? Hulle maak 'n baie groot fout, en in werklikheid is dit lasterlik. Daarom sê Romeine 12 vers 9, laat die liefde, dis agape keuse liefde, ongeveins wees, verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Ons moet onderskei dat Joshua haat die ongeregtigheid, hy haat die sonde, maar hy het steeds sy kinders lief. Anders het jy en ek groot moeilikheid gehad, val ek, né? Mens aardse ouers met hulle kinders wat stout is, het jy dan jou kind minder lief, of is dit wat verkeerd gedoen is, dit wat jou pla? Het jy jou kind minder lief nie? Maar dit wat hy verkeerd doen, dit maak jou hart seer, dit maak jou ongelukkig, né? Want soos dit gestel word in 1 Johannes 1 vers 9, wanneer ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, en dis op grond van sy bloed wat vir ons gestort is, om ons sondes en alle ongeregtighede te vergewe. 1 Johannes 1 vers 9, is my altyd so 'n mooi trooswoord hierdie, maar ek dink dit moet elkeen van ons 'n ankerwoord wees. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hoeveel? Van alle ongeregtigheid. né? Elohim met jou lief, my broer en sus, maar hy haat ons sondes. Weet dat hy dit wil en kan vergewe, en dat hy dit sal vergewe, mits ons dit bely en berou het. Maar daar is nog iets by, wat meeste kerke vergeet. né? En probeer om die sonde te laat staan. Ons kan almal onthou dat hy gesê het, gaan en sondig nie meer nie. Johannes 5 vers 14 en Johannes 8 vers 11. Dis baie belangrik, want ons word vermaan in Hebreërs 10 vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. So jy kan nie elke keer net sê, skies en aangaan met jou sondetjie. Jy moet 'n poging aanwend om dit te staak, op te hou daarmee. Maar ek wil nog 'n aspek vir die uitlig. Die Boet het vanmôre gepraat van karaktereienskappe. Ja? Daar in Hebreërs 1 vers 9, naamlik dat Elohim vir Joshua gesalf het met vreugdeolie bo sy metgeselle. So 'n bietjie gaan krap, daai vreugdeolie hou iets geweldigs in. Né? Dit beteken dat Joshua was die gelukkigste en die mees vreugdevolle mens op aarde. Hy sê vreugdeolie bo al sy metgeselle. Dis wat in die Grieks staan. Né? Terwyl hy by Lazarus se graf geween het, was dit uit hartseer en meegevoel met die familie en ook sy eie hartseer. Maar in sy wandel op aarde was hy vreugdevol. Hy was opgeruimd, hy was gelukkig. Hy het hom verheug oor die mense met wie hy in aanraking gekom het, soos wat hy hom verheug vandag oor u, wat hier is, né? Wat hy na sal luister.
En ek glo, hy was ontsettend positief. Né? Hy was ook vol humor, soos ons 'n paar jaar terug probeer uitlig het, né? En uitgewys het. Hy was nie hierdie treurige lang gesig asketiese persoon nie, glad nie, né? Ek glo hy was eerder 'n persoon altyd met 'n vonkel in sy oog. En hy was vol humor. En as jy mooi gaan kyk, daar's baie humor in die skrif, né? En dit is in teenstelling met hoe hy uitgebeeld word deur die kerkwêreld en die tradisie wat aan ons voorgehou het. Ek weet, hy kon lekker lag, hy kon skerts, né? En hy kon baie speels wees, en ek dink veral met kinders. Ek stel my net voor, hy het baie keer op sy hurke gaan sit en met die kleintjies gespeel, en met hulle speels omgegaan. Hebreërs 1 vers 10, kom ons lees die. En u, o Jahwe, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Nou, ons het vroeër genoem en bewys uit die skrif uit, dat daar staan, Yeshua het alles geskape. Ne? En alhoewel hy in die vlees gekom het, is hy nie 'n gewone mens nie. En dit laat 'n mens weer dink aan Kolossense 1 vers 16 en 17, soos voorheen ook genoem. Yeshua is Elohim en het alles geskape. In vers 11 van Hebreërs 1. Hulle sal vergaan, maar u bly. Hulle sal almal soos 'n kleed verslyt, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word. Maar u is dieselfde, u jare het geen einde nie. En ons kan 'n preek doen net oor hierdie teksie. Maar wat ons hier wil uitlig is dat Yeshua is verhef tot die posisie van as almagtige Elohim. En sê vir ons dat hy nie net die seun of 'n seun van Elohim is nie, of wat soos wat sommige beweer net 'n profeet was, maar konstateer hy is self Elohim. Ek wil dit herhaal. Hy is nie net 'n seun, soos wat sekere groeperings glo. Hy is nie net 'n verteenwoordiger, of 'n gesant, of 'n ambassadeur, of 'n profeet van Elohim. Hy is Elohim in die vlees. Ons lees dat die aarde en die hemele sal soos 'n kleed verslyt en toegerol word. Hy sê dat ons sal verander word. Weet jy, dit is 'n wonderlike vooruitsig. Ons gaan almal nuwe jong liggame kry, vir die ouens wat al oor die 50 is. Ja. Ja, die ander wat jonger is, julle is nog okay. Alright. Ja, ons mag 'n bietjie terug. Die aarde en die hemel gaan opgerol word of toegerol word, né? Maar wat staan hier? Yeshua, Messia, bly dieselfde. Hy sal vir ewig bestaan, tot in ewigheid. En dit is tog ook Elohim, né? Hy gaan eendag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Dis nie 'n aparte plek nie, hy gaan hierdie een herskep. Jesaja 65 vers 17. Ek wil nog 'n aspek uitlig. Interessant dat ons lees dat met die laaste Pasga, of eerste avondmaal, daar die eerste nagmaal, staan daar, Johannes het teen Yeshua aangeleer. Johannes 3 vers 23 tot 25, of Johannes 13, skies. Maar weet jy hoekom kon hy dit doen? Yeshua was nog nie verheerlik nie. Nou staan daar in Openbaring 1 vers 16, dat sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En dan staan daar ook Jahwe of Yeshua het die son geskep dat dit uit sy mond uitgegaan het. Staan so in die woord, né? En ek kan vir julle sê, niemand kan Elohim van naby aanskou in die vlees nie, jy sal verseker sterf. Net so min soos wat jy en ek naby die son kan kom sonder om te verbrand. Net so min of kan ons daardie magtige heerlikheid van Elohim in ons vlees verduur. As hy sê, dit skyn soos die son in sy krag, praat hy van Yeshua in sy verheerlikte vorm. Daarom sê hy vir die vrou, moet my nie aanraak nie, ek het nog nie opgevaar. Interessant, hy sê op 'n stadium dan, kom steek jou hande in my wond, jou vingers in my wond. Maar ek glo nie, dit het regtig gebeur nie. Ek dink Thomas, die ongelowige, soos hulle genoem word, het net daar op die grond neergeval. Soos wat ons almal eendag sal. Ne?
Nou hy sê in Openbaring 1 vers 15, hy gloei soos 'n oond en sy stem is soos die geruis van baie waters. En met hierdie stormwaters wat ons die afgelope tyd gehad het, hier was plekke waar die waters bietjie geruis het. En hy sê dit klink soos 'n waterval. En geen wonder dat Johannes dan soos 'n dooie neergeval het aan sy voete in Openbaring 1 vers 17. Nou, soos van tevore genoem en ook net gesê, ons is so geneig om na Messia te kyk as mens, sonder om te besef, dit is Elohim wat alles geskaap het. Terwyl hy in sy groot genade ons uiteindelik sy broers noem, en ons leer om hom aan te spreek as Abba Vader, na die mees intieme vorm as Papa. Dit is hierdie selfde Elohim wat soos die son is. Ons moet dit nooit vergeet nie, ons moet daai ontzag en respek behou. Want wat se groot genade word nie aan ons betoon nie, dat hy ons so naby aan hom gebring het, maar ons moet steeds onthou, dat hy Elohim almagtig is. Daardie ontzag teenoor hom bewaar en dit so koester teenoor hom. Wanneer ons hom weer sien met sy wederkoms, of dan in die hiernamaals vir party, sal niemand so luiters na hom toe aangestap kom en hom sommer my broer noem nie. Ek glo elkeen van ons sal op ons aangesigte voor hom neerval, soos 'n dooie. Hebreërs 1 vers 13. En dan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit in my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Nou dis 'n direkte aanhaling weer van Psalm 110 vers 1, en noem Elohim hier vir Yeshua weer eens ook Elohim. Kom ons lees dit. Psalm van Dawid. Jahweh het tot my meester gespreek, sit aan my regterhand, tot ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. Vers 14. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? En hier word van die engele gepraat, wat ons as gelowiges sal dien, selfs voordat ons tot wedergeboorte gekom het, mits ons sy kinders is. Met ander woorde, sy fisiese nageslag. En ons, so van kinders gepraat, ons lees dat Elohim selfs kinders al laat oppas deur engele, Matteus 18 vers 10. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie. En dit is daar waar hy gepraat het oor die kinders, né? Want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Die verskillende vertalings gee dit bietjie heel verskillend. En hieruit is dit ook baie duidelik dat selfs kinders as uitverkore kinders van die Vader, van Elohim, hulle het almal toegewese engele wat hulle oppas. Elkeen van ons het engele wat ons oppas en eintlik oor ons waak en ons help lei. Het jy dit geweet? Hier staan dit, né? Nou ja, as ek terugdink aan my kinderdae, hoeveel kere ek in my kinderlewe, en ek glo baie van u ook, die groot word jare en selfs in my volwasse lewe eintlik dood kon gewees het. Dan weet ek, daar was 'n paar engele wat besig was om my te red van 'n gewisse dood, né? Want ek het baie keer stomiteite aangevang en baie keer was dit stoutigheid, baie keer was dit maar suiwer onkunde. En dat hulle deur Yeshua uitgestuur is ter wille van elkeen van ons, né? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou vrou lief sterk soms en sê, ek moet my regmaak vir 'n paar warm klappe as ek eendag daar aankom. Vir al die engele wat moes bond staan om my op te pas. Ek sal liewes nie vertel wat ons alles aangevang het nie. Hier's klein kinders wat gaan oupa wil volg. Nou terug tot by die metafoor van Moses in die rots waaruit water gekom het. Ons almal ken die verhaal van Moses en dat hy die rots moes slaan om vir die volk water te kon gee, daar in die woestyn. Nadat hulle deur die Rooi See gekom het, Eksodus 17 vers 6 en daarom. Nou baie argeoloë en teoloë beweer dis 'n groot rots wat daar in die Arabiese woestyn staan van so wat 20 meter hoog, so bo op 'n rotskoppie naby die berg Sinai, en ek het vir u 'n prentjie op die bord, né?
is 'n groot rots met 'n spleet van bo tot onder. En selfs die geskiedskrywer Josefus beweer dit ook, dat dis hierdie rots van Horeb waar die water gekom het. Nou dit klink baie romanties en ek kan dink die spleet het hulle gedink dat Moses met die staf deur die rots geslaan, né? Maar dis eintlik spekulasie sonder vaste bewyse. Ons het egter al aan u boodskap gebring in 2022, Bethel klip rots van bestemming. Wie het dit almal gehoor? Nee, nie almal nie. Julle moet hom in die hande kry en luister. Waarna ons bewys dat hierdie rots of rotsie waaruit die waters gekom het, was dieselfde klip waarop Jakob sy kop neergelê het toe hy die droom gehad het van die leer op na die hemel. Dit sal vir die meeste, dit is vir die meeste van ons 'n baie moeilike begrip in jou geestesoog om 'n rotsie so groot soos 'n kussing wat ek u bord vir u wys, né? Dat daar genoeg aan water kan uitkom om vir baie mense dors te les, né? Genoeg water om 2 tot 3 miljoen mense met hulle diere se dors te les. Nou die geleerdes bereken dit, so wat 50 miljoen liter water per dag. Nou, ons het nie 'n idee hoeveel water is dit nie. Weet jy wat? Dis tankwatrein 19 kilometer lank per dag. Dis die water vir een dag. En dit het uit so rotsie uitgekom. Nee, daar is spleetklip waar we werk. En ook daarin het ons gewys dat die rots of eerder rotsie die metafoor is van Yeshua Messia, wat met sy sterwe en opstanding vir ons die lewende waters van die ewige lewe moontlik gemaak het en daardeur genade aan ons geskenk het. Die punt is, Yeshua was geslaan tot die dood toe, sodat jy en ek kan lewe. In 1 Korintiërs 10 word vertel van Moses, en daar is verskeie metafore uitgelig van die volk wat saam met Moses gedoop is deur die Rooi See heen, en asook die spyse en drank wat op Messia dui. Ons kyk na 1 Korintiërs 10 vers 4. Kies hierdie goed maak my baie bewoe en opgewonde. 1 Korintiërs 10 vers 4. En almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Messia. Hoe weet ons dat die waters uit die rots verband hou met Messia, soos hier gelees in 1 Korintiërs 10 vers 4? Ja, ons kan dit net glo. En weer eens bewys die syferwaardes, oftewel die gematria vir ons wetenskaplik vas, hierdie goddelike bonatuurlike. Ons het dit in 2022 baie meer breedvoerig gegee, maar ek het gevoel ek wil tog vir u net enkele klein stukkies herhaal. Die woorde water uit die rots, Numeri 20 vers 8, Jesaja 48 vers 21, en seker nog 'n dosyn ander. In Hebreëus, se syferwaarde tel op na 426. Maklik om te hou, 4 plus 2, 6. Die woord verlosser, raai wat? Job 19 vers 25 en Psalm 19 vers 14. Daardie woord verlosser tel op na 426. So water uit die rots en verlosser is gelyk aan mekaar. Ja? Hy is die water uit die rots. Ons wys dit vir op die bord. Ons vind ook die teksgedeelte waar daar staan, en hulle het geen dors gehad nie in die woestyny. Jesaja 48 vers 21, hier die battery klaar. Uit tog. Ons vervolg. Ons vind dan ook die teksgedeelte, en hulle het geen dors gehad nie in die woestyny. Jesaja 48 vers 21, en dit is gelyk aan 792. Weer eens 'n optelsommetjie om te onthou. 7 van 9 is 2. En dan weet ons dat verlossing, Psalm 14 vers 7 en baie ander plekke, se waarde is ook 792. En wanneer jy in Hebreëus in die Masorete teks kyk, dan sien jy waar daar staan Meester Yeshua Messia, tel dit op na 792. So, hulle het geen dors gehad nie,
gelyk aan Mosia, want hy is die water. Né? Verlossing, wie Yeshua is hy. En die volle betiteling, Meester Yeshua Mosia, dieselfde. Ek dink nie, jy kan dit meer vasmaak as dit nie. Daar sê vir op die bord. Dus, verseker, die bloed van Yeshua Mosia, wat die wyse van verlossing is vir die Adamiese ras, en van die redding van elke individu as Israel, of van Israel, was versinnebeeld deur hierdie water vanuit die gedenksteenrotsie. Dit het lewe gebring vir oud Israel in die fisiese, daar in die wildernis woestyn, en dit bring die ewige lewe vir ons wat in Mesia Yeshua glo. Hierdie Bethel klip of klein rotsie wat oral saamgedra is deur die swerwende Israel destyds, het opgeëindig in die kroonstoel van die Britse monargie, wat tot vandag toe besigtig kan word in deelvorm van die kroonplegtigheid van die koningshuis. Ek weet tot onlangs, ek weet nie of die laaste koning daarop ingehuldig is nie, maar al die konings van tevore vir omtrent 12 eeue lank is op hierdie troon ingehuldig. En die troonklip, die rotsie, is in daai rotstoel. Hulle noem dit ook the stone of skull. Maar in Moses se verhaal was daar toe nog 'n keer waar die volk Moses gedreig het vir water, né? Hulle het gemurmureer. Soos vroeër gesê, hulle was sommer lelik met hom, né? Omdat hulle sekerlik dors was. En toe was die opdrag deur Elohim aan Moses, dat Moses met die rotsie, wat hulle so oral saamgedra het, dat hy met die rotsie moes praat. En toe seker omdat hy kwaad was vir hierdie murmurerende volk, het hy in plaas van praat, weer die rots geslaan. As gevolg daarvan was daar die straf, en ons ken dit, dat Moses nie in die beloofde land kon ingaan nie. En 'n mens dink daarom, dis 'n verskriklike straf vir die een misstap, né? Vir daai bietjie ongehoorsaamheid. Né? Nou wat is in hierdie verhaal opgesluit as 'n les vir ons? Veral in terme van die nuwe verbond. Die rotsie daar by Horeb het ons nou gesien en bewys verteenwoordig soos Yeshua, soos gesê. En wat het daar gebeur? Die rots is deur 'n imperfekte mens geslaan. Moses het nog sy foute gehad, né? Soos vir hom Yeshua op die vloekpaal. Hy is deur sondaars geslaan, gemartel. Daar was spykers deur sy polse en deur sy voete, né? Sy liggaam is gebreek vir ons. En ons weet, daar was 'n doringkroon op sy kop ingekap, né? Ingestamp. En selfs dele van sy baard was uitgeruk. En hy het as mens gesterf, sodat jy en ek vergifnis kan ontvang tot versoening met ons Elohim. Toe sy liggaam vir ons gebreek was, en die ewige lewe as lewende waters, as ware, vir ons daaruit voortgevloei het, né? Soos die water uit die rots, die metafoor daarvan. Water, soos gesê, wat 'n paar miljoen, dit beteken dis vir baie van sy volk, van sy kinders, né? Nou vanuit sy lewe en sterwe, vloei daar hierdie lewende waters tot die ewige lewe. En ek wil byvoeg, dit was gratis, né? Hulle het dit verniet ontvang, né? Ons kan dit nie koop of verdien nie. Geen nakoming van wette kan hierdie genade vervang nie. En die ou verbond is verby. Tensy jy dit self weer wil onderhou, en dan het ek vir jou baie slegte nuus. In Numeri 20 wil ons net hierdie verhaal vir u uitlig, dis op skrif, in die Bybel. Daar is wel hierdie geval waar die volk by Moses kom kla en murmureer het dat hulle nie water het nie. Numeri 20 vers 2. En daar was geen water vir die vergadering. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. Daar staan eintlik saamgespan en saamgesweer, né? Vers 3. En die volk het met Moses getwis en hulle het gespreek en gesê: "Ag, as ons tog maar gesterf het toe ons broers voor die aangesig van Jahwe gesterf het." Nadat Moses die Elohim geraadpleeg het, by herhaling, was die opdrag dat hy met die rots moes praat. En dan in plaas van te praat, toe slaan hy weer die rots. Met Yeshua as verteenwoordiging van die rots, kan jy en ek hom nie tweemaal slaan nie.
né? Dit was net nodig dat hy eenmaal geslaan was, eenmaal gekruisig, net eenmaal te sterf. Voor Messia was daar baie offerandes, baie maal en minstens jaarliks om versoening te doen vir hulle sondes destyds. Toe Messia aan die vloekpaal gesterf het, was dit genoeg, net hierdie eenmaal, ja, om vir al ons sondes versoening te doen, al ons ongeregtighede uit te wis. Hy hoef nooit weer aan die vloekpaal vasgenaal te word nie. Ons kan vergifnis ontvang deur hierdie een daad van versoening, hierdie finale offer met Yeshua as die finale offerlam. Dis net eenmaal slaan. Kan jy die verband sien? Mense wat nog lammers wil slag en offer, is besig om Yeshua weer te slaan. Weet hulle wat hulle doen? Hulle is besig om hom weer te kruisig. Daarom moes Elohim vir Moses straf, want Elohim wou nie, hoe sal ek sê, 'n verwarrende boodskap uitstuur aan die volk en aan die nageslagte, onder andere ons, wat sou volg nie. En voor jy dink, Moses is nou groot moeilikheid en hy's weg, nee. Terloops, op die berg van verheerliking, was Moses ook daar saam met Elia, né? Matteus 17 vers 3. Ja, 17 vers 3. So hy is ook in die hemel en hy is nie verwerp nie. Al het hy foute gemaak. Al maak jy en ek foute, mits jy en ek dit bely, dan is ons plek nog reg. Dank Vader daarvoor. Nou, die ander ding, Moses verteenwoordig die wet as die 10 gebooie, as ook daarmee saam die 37 verordeninge, as die rituele of offerwette of seremoniewette. Nou, Yeshua wys vir ons dit uit in Matteus 23 vers 1. Toe het Yeshua die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Wat beteken die stoel van Moses? Dit dui op die wette en verordeninge. Lees ook Lukas 16 vers 29, waar Moses hiermee vereenselwig word. Die wet of wette, dit sal of kan jou en my nie in die beloofde land kry nie, as die metafoor van die hiernamaals. Of, soos baie mense praat, in die hemel nie. Daai wette se onderhouding kan jou nie daar kry nie. In die verhaal word vir ons baie duidelik uitgespel in die Bybel, dat iemand anders moes die volk in die beloofde land inkry. Raai wat is sy naam? Julle ken dit, Joshua. Hoe spel jy Joshua in die Hebreëus? Nes Joshua. Dis net die klinkers wat verskil. Ons het Yeshua nodig, elkeen van ons as persoonlike redder en saligmaker, om ons in die beloofde land as die hiernamaals te kan inlei. Dit is dit. 2 Korintiërs 3 vers 7 is 'n teks waarvan klomp mense glad nie hou nie, veral die wettiese man. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees met 'n hoofletter dan nie in heerlikheid wees nie. Nou, dis baie duidelik, dis net die 10 gebooie wat met letters op kliptafels gegraveer is. En dit word genoem die bediening van die dood. Ek wil dit herhaal, die 10 gebooie verdwyn nie. Maar as jy daaraan vashou vir redding en saligheid, is dit 'n bediening van die dood. Ne? Soos van tevore gesê, Moses het net Elohim se heerlikheid weerkaats. En toe skyn hy al soos 'n gloeilamp, né? Maar die bediening van die Gees met hoofletter is soveel meer heerlikheid. En dis net deur Messia en sy genade deur die nuwe verbond vir ons moontlik en beskikbaar, sodat lewende waters vanuit elkeen van ons na ons naastes toe kan vloei. Messia het klaar gesterf, want hy het ook klaar opgestaan. Hy is klaar geslaan, hy die rots as ons fundament. Maar daarna is ons voorreg
'n verskriklike groot genade, verhouding met hom. Die meeste mense in die ou verbond, Ou Testament, het nie 'n verhouding met hom gehad. Hulle die wette so goed as moontlik probeer navolg. Maar daar was nie verhouding. Enkel is ja, Moses en die profete. In verhouding met hom, praat ons met hom, en ons slaan hom nie. En hy praat met ons, en dis 'n baie belangrike aspek en deel van die nuwe verbond. Hy praat met ons en ons praat met hom direk, sonder offergawe. Want die voorhangsel is geskeur. Daar's nie meer rituele en feeste en besnydenisse en allerhande goed nie. Ons het direkte toegang tot hom, tot Elohim. Deur wette en rituele te probeer navolg vir saligheid, luister mooi wat ek sê, deur dit te probeer navolg vir saligheid, is om hom weer te slaan. In die nuwe verbond woon hy deur sy gees, ja roog, in elkeen van ons, en hy maak ons bekwaam, soos 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6 sê, as dienaars van die gees om lewend te maak. En weet ook dan, hy sê, sonder die gees, maak die letter jou dood. Daarom mense, ek kry baie mense, wat sê, maar hier staan, en hulle gee vir my lyste tekste. Ek sê, ek moet jy die ander lyste tekste gelees. Ja, maar dan lieg die Bybel. Ek sê, nee, jy verstaan nie, want jy oor is dit. 2 Korintiërs 3 vers 15. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Wat verteenwoordig Moses, die wet. En hoeveel jaar het ons in die kerk gesit, dan lees hulle vir jou die 10 gebooie. En dan haal hulle dit nog verkeerd aan, en daar is nog 'n glo 'n algemene katholieke kerk. En dis wat algemeen beteken. Geen wonder die wettiese mense verwerp vir Paulus nie, want daar is 'n bedekking oor hulle hart. Hulle sien en kan nie sien. Hulle hoor, maar kan nie hoor of verstaan. Matteus 13 vers 13 en 14, Markus 8 vers 18, Lukas 8 vers 10, Romeine 11 vers 8, en dan 'n teks wat baie, baie ernstig is. 2 Tessalonisense 2 vers 11. Ja. En wanneer mense besig is met hierdie rituele, met bloedoffers en feeste en sabbate, meer aan as Messia Yeshua, dan geld 2 Tessalonisense 2 vers 11. En kom ons lees op. En daarom sal Elohim hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Dit ruk binne my. Want daar is soveel mense wat besig is met hierdie smert, weens misleiding van 'n klomp predikers, sogenaamde predikers in hierdie land. Hoe gaan so iemand loskom daarvan, as Elohim dit vir jou gestuur? Ek wil eintlik sê, dis Ikabod. Seker as 'n gelowige vir jou bid, is daar genade. En uiteindelik gaan dit oor sy genade, Yeshua se genade, waaruit ons almal kan put. Sy genade wat ons uitred, sy genade wat ons laat deel in sy volheid. En die volheid is sy gesag, sy autoriteit, sy krag. Dis die nuwe verbond, dat ons soos hy moet wees, dat ons soos hy moet optree, dat ons soos hy op die aarde moet wandel, dat ons soos Yeshua moet word en wees. Ons sluit af. Johannes 1 vers 16, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Mense, en as dit in jou gemoed vastslaan, hoe groot hierdie genade is, dan weet ek, gaat jy ruklang op jou aangesig lê. Want die wet is deur Moses gegee, nie regtig nie van Elohim af gekom, maar is deur Moses, né? Die genade en die waarheid het deur Yeshua Messia gekom. Amen. Kom ons bid. Maar dis 'n groot verwondering en ootmoed, dat ons laag buig, wanneer ons iets begin verstaan van u groot genade, iets ook begin insien van die wonder van die nuwe verbond,
Baie, baie dankie, dat ons nie meer onder die vloek van die wet verkeer nie, maar dat u bloed ons oordek en u genade oor ons heers. Baie dankie dat arme onskuldige diere se bloed nie meer vergiet hoef te word nie, maar dat u eie kosbare bloed vir ons en in ons plek op die vloedplaal kom stort het, dat u gemartel en geslaan was tot die dood toe, dat ons nie u meer sal slaan deur allerhande ou verbond rituele en wette vir saligheid aan te hang nie. Help ons asseblief daarmee, dat ons kan vry wees van veroordeling, dit alles deur u liefdevolle genade. Hoe kan ons ooit genoeg dankie sê? Help ons, dat ons met u sal kan praat, en u met ons, leer ons weer van vooraf bid, Abba, en help ons, dat ons ore oop sal wees, dat ons u stem duidelik sal kan hoor. Amen.